sy battery betaal nie. Ja, daar is hy nou reg. Goeiemôre. Baie welkom by vanoggend se wonderlike byeenkoms. Die Here het ons so bymekaar gebring vir hierdie een rede, omdat hy hier is. Ons glo ons God sê wat 2 of 3 in my naam bymekaar is, daar is ek. So baie welkom. Jolandi sê sy was al by ons, maar baie welkom vir jou. Sy kuier by ons. Sy gaan eintlik aan Johan Kerk. So baie welkom vir jou. En dan was ek het nou julle name vergeet. Ek skiet op. William Petro, hulle het nou hier ingetrek, ek kom van Lichtenburg af, maar hulle het al baie hier gekuier. So ek kan vir hulle ook lekker hande klap en sê welkom hierso. En indien daar enige iemand is wat met my sukkel of beklei, dan sal ek vir Danai vra. Staan gou op. Sy is gekies om vir Australië te verteenwoordig en by die World Cup volgende jaar, né? Augustus maand, hierdie jaar gaan sy Australië verteenwoordig in die World Cup in karate. So as enige met julle met my sukkel, dan roep ek net vir, ons gee vir haar 'n lekker hande klap. Baie geluk. Dankie. Ons het begaafde mense soos die Here, ook dat hy ons stuur uit Suid-Afrika uit, maar hy stuur ons hiernatoe omdat hy vir ons 'n taak het en ons sal roep om 'n verskil te maak. En dis hoekom ons hier is. Dis die rede hoekom ons kerk het. Vir hierdie een rede. So ek wil regtig vra dat jy nou sal 'n bietjie fokus, dink. Maak jou gedagtes oop. Vra vir God om vir jou te rig op hom. Kom ons raak stil voor die Here. Here, u woord sê dat u stem is in die fluistering van die windstilte. En terwyl ons hierdie wind hoor, dan maak u sigbaar, tasbaar, teenwoordig in hierdie plek. Want u is die lewende God. U is die een. U is die een wat met ons praat. Deur die Gees en deur die woord. Here, so ons sit met 'n verwagting hier. Elkeen van ons het dalk met 'n verskillende verwagting hier nou toe gekom. Maar elkeen van ons het hier ook 'n ontmoeting met u kom vra. So ek wil nou vra dat u ons sal seën, en daarom kom lê ek op julle elkeen die genade en die liefde en die vrede van God ons Vader en Jesus Christus die Here en van die Heilige Gees. Amen. Kom staan en ons sing hierdie lied wat sê, God is so groot, hy is magtig. Miskien is daar iets wat jy vandag dink, maar God is nie groot genoeg, hy is nie magtig genoeg. Kom staan en dan sing ons dit. Machtig is die Heere God, groot is hy wat woon in die hemeltroon, groot is sy genade is vir elke mens, groot is hy gee redding aan al wat glo, groot is en ek wil onloop. Ja, ek sal ontprys, want hy is groot.
Kom ons sit maar so 'n oombliekie. Hier by ons gebedspak is daar nou nie spesifiek briefies vandag nie, maar ons is 3 blomme wat ons net sê dankie vir die Here se woord en sy antwoord. Dis ons blomme vir 2017 sover. Ek sê amper 2013, maar ons is in 2017. As daar enige ander gebedsversoek is, steek gou julle hande op. Dankie. Hierdie kant? Dankie. Here, dit is so lekker om te kan sing. Groot en magtig is die Here God. Maar as ons kyk na ons lewe, dan baie keer voel ons, maar waar is God? Hoekom antwoord hy nie? En dan sien ons hierdie blommebak. En dan weet ons, hy is besig met ons lewe. En dan weet ons dat ons het niemand anders. Hoe sal iemand wees wat nie vir u kan vra nie? Hoe moet 'n lewe wees leeg sonder God? En dankie dat ons hierdie voorreg het om 'n lewende God te mag aanbid. En ek ken ons behoeftes, u die hande gesien. En ek wil regtig by u pleit om vrede te bring in mense se harte. Rustigheid, 'n wete. God is in beheer. Al voel dit baie keer nie so nie. So jy weet waarvoor elkeen hulle hande opsteek. En mag hier blomme wees van mense wat terugkom en sê, maar die Here het gehoor. Amen. Kom ons staan. Hierdie is 'n aanbiddingslied wat aansluit by die gebed. Die Here is die Hemelheer. Ons loof hom saam met die engele. So kom ons staan. Veral vanoggend se boodskap wat gaan oor sy woord. Want hy is goed en sy woord is waar. En glo dit. So kom ons sing dit. Ons gebed. Loof die Heer met alles in ons. Loof o engele saam. Want hy is goed en sy woord is waar. Kom en loof sy heilige naam. Jy aarde en hemel sing. Bly voor hom neer. Kom staan en verwondering voor hom, die hemel Heer. Wie kan ooit met my vergelyk? Die wat oor alles strooi. Daar is net een wat ons lof verdien. Dit is U wat ons hier kroon. Jy aarde en hemel sing. Buig voor hom neer. Kom staan en verwondering voor hom, die hemel Heer. En U sal weer eendag kom om U bruid te kom haal. Op daardie dag sal ons almal juig en in lof voor die voete val. Jy aarde en hemel sing. Buig voor hom neer. Kom staan en
dit so wees, dat ons in hierdie diens, ook terwyl ons hier sit, die hele tyd in aanbidding is, die hele tyd bewus sal wees van U, van die teenwoordigheid, van die nabyheid. Want U is ons koning. So Here, as ons die woord vat, en ons lees uit die woord, dan wil ek vra dat die woord vanoggend, saam met U Gees, deur die Gees, binne in ons harte in sal inspreek, sodat ons nooit weer dieselfde sal wees. Dankie vir U woord. En Here, terwyl ons besig is om met U te praat, dan wil ons vir Ria bid, wat nou in die hospitaal nog is, Lelani se ma. En ons weet, Here, dat U het vir haar in hierdie week aangeraak, toe dit baie sleg gegaan het, en U het vir haar kom uitkoms bring. Ons bid, terwyl sy daar lê en behandel word, sal U vir haar asseblief aanraak. Vader, ons bid ek vir mooi daar, Dominee Benny se vrou, wat hierdie week ingaan vir haar hart, en vir haar harttoets, en ons sal regtig vra dat U ook vir hulle sal seën. In Jesus se naam, amen. Kom sit maar. Nou kom ons maak die Bybels oop by 2 Timoteus. Julle wat nou ons reeks volg, jy Timoteus sal weet, dat ons amper klaar is met Timoteus, maar jy kan nog steeds Timoteus deurlees, deurdink, deurbid, hoor wat sê die Here vir jou uit Timoteus uit. Dit is so 'n praktiese brief wat die Here vir ons gegee het. Nou ons het 'n tema hier, en die tema is out of the overflow, vanuit jou oorvloed. En dit kan so maklik wees, dat dit vir jou 'n tema sal wees, aan die einde van die jaar, dan sal daar 'n nuwe tema, dan vergeet jy dit. Of is 'n slogan, jy kan dink dit is 'n mooi slogan dalk, of ek hou nie eers van die slogan, maak nie saak nie. Maar eintlik is dit wat elke dag gebeur. Eintlik lewe jy in elk geval vanuit jou oorvloed. En gee jy vanuit dit wat jy het. Dit maak nie saak wat die inhoud is nie. As dit garbage is, dan is dit garbage out. As dit goed is, dan is dit goed uit. As jy liefde, jy gee dit elke dag. Waar jy gaan, waar jy leef, gee jy jou liefde, jy gee jou opinie. Jy het 'n opinie, jy het dalk jy meer, of dalk is jy kwaad. Elke ding wat jy gee, elke manier hoe jy leef, is eintlik uit jou oorvloed. En mense om jou word daardeur beïnvloed. Elkeen van julle, mense sê, maar ek kan niemand iets leer nie. Hoe kan ek iemand iets leer? Jy gee jou opinie, jy is deel van jou lewe, het 'n invloed op mense, positief of negatief. En waaroor die hele reeks gegaan het en nog steeds gaan, en waaroor Timoteus se brief gaan, en waaroor die Bybel eintlik maar heeltemal gaan, is om te sê, maar as dit so is, dat jou lewe het altyd 'n invloed op iemand, volgende week, môre, vanmiddag as jy ergens is, vanaand, het jy 'n invloed op mense, die manier hoe jy praat, die manier hoe jy optree. Nou sê die Bybel, as dit so is, wil jy dan nie intentioneel daai invloed wat jy in elk geval het, verander, sodat dit 'n goddelike invloed is nie. En dis waaroor hierdie reeks gaan. En elkeen van julle wat hier sê, en julle sing dit, en julle sê dit, julle bely dit, julle sê, ek behoort aan Jesus. En as jy sê, ek behoort aan Jesus, dan sê die Bybel, dan word jy sy kind. En as jy sy kind word, dan het hy 'n inspraak in jou lewe. Dan mag hy vir jou sê, maar hoor jy, ek wil regtig hê, dat jy moet so gaan leef, sodat jy 'n invloed sal hê. Hoekom? Want hy sê nie net dit nie, hy sê, ek gee vir jou my gees, ek help vir jou, ek seën jou, ons het dit gehoor, ons is geseëndes van God, wat die vlam van die Heilige Gees het, om te gaan gee. Nou is die realiteit, en dit het ons laas week gehoor, dat ons leef in 'n wêreld, waar daar boosheid is, waar mense die boosheid, waar daar 'n teenkanting is teen God, 'n anti-God wêreld, dis waar ons leef. En is in hierdie wêreld waar God sê, maar ek wil hê, jy moet 'n legacy laat. Jy moet so 'n legacy laat, dat jou kinders se kinders se kinders, nog ergens 100 jaar van nou af, as gevolg van jou legacy, nog steeds vir God sal dien.
En nou is die vraag, en dis waaroor vanoggend gaan, maar hoe doen ek dit? Wat het ek nodig? En dan kom sê hy vir ons, ek gee vir julle die grootste geskenk van alle geskenke, naas jou genade, naas jou verlossing, en naas die nuwe lewe, is die grootste geskenk wat jy ooit sal kry en hê, is die woord, is die Bybel, is God se woord. So kom ons lees daar, by 2 Timoteus 3, daarvan af vers 14 af. Maar jy, bly by wat jy geleer het en wat jy vasglo. Jy weet tog wie jou leermeesters was. En jy ken van kleins af die Heilige Skrif. Dit kan jou kennis bybring wat tot verlossing lei deur die geloof in Christus Jesus. Die hele Skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en die regte lewenswyse te kweek, sodat die man of vrou wat in diens van God staan, volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk. Ek beveel jou voor God en voor Christus Jesus wat die lewendes en die dooies sal oordeel. Ek beveel jou met die oog op sy koms en sy koningskap, verkondig die woord, hou daarmee vol, tydig en ontydig, weerlê, bestraf, bemoedig, deur met alle geduld onderrig te gee. Want daar sal 'n tyd kom wanneer die mense die gesonde leer nie meer sal verdra nie. Hulle sal hulle eie begeertes volg en vir hulle leermeesters bymekaar maak wat net sal sê wat hulle graag wil hoor. Hulle sal die waarheid nie wil hoor nie en hulle tot verdigsels wend. Maar bly jy in alle omstandighede nugter, verdra lyding, doen jou werk as verkondiger van die evangelie en voer al die pligte van jou bediening uit. Nou is daar 'n sin is wat ek nie kan verstaan nie. Ek het hier eintlik geskryf wat my diep omkrap, maar ek sal liewer die diep omkrap nou kanselleer en sê. Die sin wat ek nie kan verstaan wat mense gebruik nie, is hierdie sin. Ek ken nie die Bybel goed genoeg nie. Om watter rede ook al. Ek wil sê soos dat ons jong mense sê, wat? Christene sê, hulle ken nie die Bybel nie. Mense sê vir my, ek ken nie die Bybel goed genoeg, en dis, ek weet, jy sit ook dalk daar en sê, maar ek ken nie die Bybel goed genoeg, om met 'n moslim te praat nie, of met 'n Jehova getuie te praat, of met 'n mormoon te praat, iemand van die mormoonse geloof nie, of om met iemand te praat wat 'n ateïs is nie. Ek ken nie dood eenvoudig die Bybel nie goed genoeg, om mense te help en te lei nie. En die vraag wat ek sommer dadelik wil vra is, maar hoekom nie? Dis mos nie asof die Bybel vir 'n klompie pastore en dominees en weirdos gegee is, nie? Want duisende, ek het opgaan oplees, hulle praat van miljoene, maar ek wil sê, honderde duisende mense is in die reformatie doodgemaak, in 1517 tot 1648. Duisende mense doodgemaak, juis, sodat die woord in mense se hande kan kom. Dis die rede. Dis die rede van die reformatie. Dis hoekom Luther opgestaan het om te sê, maar die Bybel moet terugkom in die mense se hande. Dis nie net vir 'n klompie dominees en pastore en priesters nie. So die Bybel is beskikbaar vir elkeen. Miskien sê jy, maar ek ken nie die Bybel goed genoeg nie, want ek het nie 'n Bybel nie. So as jy nie vanoggend hier sit en jy het nie 'n Bybel nie, wil jy nie asseblief na die tyd vir my kom sê nie. Ek sal nie vir jou kwaad wees nie. Ek sal ry Korong toe en ek sal vir jou Bybel gaan koop en ek sal vir jou dit by jou huis kom aflewer. Maar jy kan nie sonder 'n Bybel wees nie. En as jy wil, kan jy 'n app vat. Jy kan YouVersion, Marius is die verteenwoordiger van YouVersion, vra vir hom hoe dit werk. Jy kan die Bybel app aflaai. So as jy sit hier en sê, miskien kan ek nie die Bybel nie, want ek het nie 'n Bybel nie, sal ons vir jou 'n Bybel gee. Maar miskien sit jy hier net dood eenvoudig dat jy die Bybel ken nie, maar jy dit nie lees nie. Hierdie is die mees ongelooflikste, wonderlikste, ek wil sê deur die eeue heen beproefde, lewende, relevante, noem al daai byvoeglike name, woord van God. Alles wat elkeen van julle nodig het, is hierin. Hier's 'n sin wat ek wil hê jy moet onthou. Dink daaraan. As jy die Bybel lees, dan is dit God se woorde vir jou in die tyd waar jy leef. It's amazing. Al is die boek
Geskryf duisende jare terug. Die Nuwe Testament is 2000 jaar terug geskryf, min of meer 2000. Die Ou Testament nog 1500 voor dit. So sit met 'n boek hier, en dis die amazingste van hierdie boek, 3500 jaar later. Sit ons met 'n boek wat as jy dit oopmaak, dan lees jy dit, en jy lees dit as God se woorde vir jou. Dis 'n amazing gedagte, as jy dit onthou. So ek kan geen rede dink hoekom ouens sal sê, ek ken nie die woord nie. As jy gaan lees, en ek het weer opgelees gister, in hierdie week, van die moslems wat tot bekering kom, hulle sê, in die laaste 15 jaar, het daar meer moslems in die Midde-Ooste, wel in die wêreld tot bekering gekom is, in die totale 1400 jaar sedert Islam begin het. In die laaste 15 jaar. En die meeste van hulle wat tot bekering kom tot bekering deur drome, en deur die lees van die woord, nie die woord. 80% van al die Turke in Turkye wat tot bekering kom, kry die Bybel in die hande, of die Nuwe Testament in die hande, en as gevolg net van die lees van die Nuwe Testament, kom hulle radikaal tot bekering, en nou is my vraag aan myself, en aan julle, as dit so is, dat God se woord so 'n ongelooflike impak het, in die moslim wêreld, hoekom impakteer dit nie ons wêreld nie? Wat is dieselfde woord, wat mense uit 'n moslim wêreld uitruk, tot in baie van hulle wat doodgemaak word. 100,000 is laas jaar doodgemaak, terwyl van hulle geloof. Ek het al vir julle die storie vertel, maar julle het al vergeet, en dit is al soveel nuwe mense. So ons het op 'n stadium uitgereik Mosambiek toe. En as daar gaan, het hulle my gevra om die oggend, is 'n Saterdagoggend, met die leiers van die gemeente te praat, of van die omgewing. Daar was so 30 Mosambiekers wat daar gesit het, en ek het van 9 tot 1 gepraat. Ek dink ek gaan vandag ook dit doen, van 9 tot 1 draai. Maar julle gaan moeg raak, maar hulle het nie op stoele gesit nie, hulle het op sulke bankies gesit. Daar was nie rugleunings nie. Maar miskien kan jy nie aan die slaap raak dan nie, maar hulle het daar gesit, en ek het hulle die goed wat hulle vir my gevra het om voor te berei, het ek vir hulle gebring. En toe dit 1 uur is, toe sê ek op. Want jy praat nou in Engels, jy dink in Afrikaans, dan praat jy in Engels, dan vertaal hulle dit in Portugees. En toe ek 1 uur sê, luister, ons gaan nou breek vir ete. Toe staan daar so ou oomie op, Mosambiekse oomie op, en hy sê, but why? I don't want to eat. I want the bread of life. I'm hungry for the word of God. En nou is die vraag wat ek vra van myself en vir julle, is julle honger vir die woord van God? Is dit soos daai oom wat net sê, man, hou aan praat, ons wil nie nou gaan breek nie, ons wil nie breek vir lunch nie, ons wil die woord van God leer. En dit is wat Paulus kom doen, dit is wat Paulus vir ons kom gee, dit is wat God vir ons deur Paulus kom gee, dit is wat Paulus vir Timoteus kom gee. Hy sê, Timoteus, as jy in 'n wêreld leef, waar jy 'n verskil moet maak, en hierdie wêreld is rof, en ons weet hoe lyk hierdie wêreld, ons boos, mense haat vir God. As jy in so 'n wêreld wil leef, is daar net een manier, hoe jy 'n legacy sal laat, en dit is as jy die woord ken. So waarom is die woord dan belangrik? Kom ons lees, daar by vers 16, hy sê die eerste deel, hy sê die hele skrif is deur God geïnspireer. Luister mooi. Die Bybel sê mense, julle het seker ook al gehoor, mense sê, maar hierdie is nie 'n betroubare woord nie. Hierdie woord is verander. Mense sê, die Bybel is verander. Ek weet nie of julle dit al gehoor het nie. Hulle sê, daar is verkeerdhede in die Bybel, ons kan vir jou bewys, daar is goed wat nie reg is in die Bybel. Hier sê hierdie een so, en dan sê hierdie een so. Die Bybel is nie betroubaar, omdat dit 'n klompie woorde is nie. Die Bybel is betroubaar, omdat God betroubaar is. Dis hoekom jy die Bybel kan vat. Dis hoekom jy nie hierdie Bybel kan vat en sê, wel hierdie versie pas vir my, en daai pas nie vir my nie, want hierdie is God se woord. Hy's God, hy's betroubaar, omdat God betroubaar is. Eintlik as jy sê, maar die sekere goed in die Bybel wat nie betroubaar is nie, dan sê jy eintlik inherent. Maar God is nie betroubaar nie. Want hy sê hier, en dit is vir my die amazingste toe ek dit snap. Hy sê die Bybel is deur God ingeasem. Dis God se asem
wat hierin is. Nou dink gou daaroor. Toe Adam gemaak is, onthou julle Genesis 1, toe Adam gemaak is, toe staan daar, nee, ek is heeltemal verkeerd, is Genesis 2 vers 7. Julle moet my opcheck, en sê, dominee, dit staan nie daar nie, julle moes nou al geklaar gesê het, luister, ek ken my Bybel, so dit staan definitief nie in 1 of 3 nie, dit staan in 2, dit was 'n toets gewees. Ok? Dit staan in 2 vers 7, vat hy 'n stofmannetjie, hy vat 'n mannetjie en maak hom uit stof uit, en ek sê is 'n moddermannetjie, en dan staan daar, hy het sy lewensasem, hy het sy asem in hom geblaas, en hy het lewendig geword. Dis hoe die mens ontstaan het. Nou as dit so is, wat maak God? Hy vat die woorde van mense, en as hy sy lewensasem in dit inblaas, dan word dit sy woorde. Dis die wonderwerk van die Bybel, dat God kom, en hy kom blaas sy wil, binne in hierdie mense in wat dit geskryf het, want elke ou het dit geskryf, met sy eie persoonlikheid, geïnspireer deur die Heilige Gees. Die esse is baie sterk, kyk vir my so 'n bietjie daai esse afdraai, weet nie wat is dit nie, die gain. Die Bybel is God se hart, dis God se wil, dis God wat met jou, met my praat op ons tyd, in ons tyd. Hoor hierdie ding, as jy die Bybel lees, dan is jy in God se geselskap. Dis amazing, as jy die Bybel lees, is jy in God se geselskap. So mense wat sê, die Bybel is onbetroubaar, ek het nou weer gaan lees, hulle sê niemand kon nog ooit iets bewys het, wat onbetroubaar is in die Bybel nie. Nie 'n teoloog nie, nie 'n argeoloog nie, niemand, nie 'n scientist, nie 'n wetenskaplike nie, niemand kon iets bewys het, wat onbetroubaar is nie. So mense wat sê, hierdie is nie betroubaar nie, het geen bewyse daarvoor nie, as hulle sê, die Bybel is verander, die moslim sê dit baie vir my, sê ja, maar julle Bybel is verander, dan sê ek, fantasties, dan jy seker die oorspronklike, want as jy die oorsprong, hoe weet jy is verander? Wie sê vir jou, jy moet dan ek sê dankie, want niemand het die oorspronklike nie, maar as jy dan vir my sê, jy het hom, dan kan jy vir my bewys, hy is verander, maar die Bybel is nie verander nie, maar dit is God se woord. Maar dis nie die gevaar van Christene, dat mense sê, die Bybel is nie betroubaar, dis nie ons gevaar nie, die gevaar is, dat mense wat sê hulle glo, die Bybel vat, en dan die Bybel verander, of nie wil aanvaar, as normatief, as die norm vir hulle lewe nie. As mense kom en sê, hulle sit in die kerk, hulle is gelowige mense, hulle sê so, maar ons moet die Bybel bietjie verander, of daai gedeelte werk nie vir my nie, ons moet aanpas by ons kultuur, ons maar sekere goed nie meer sê nie. Dis die groter gevaar. Nou kom Paulus, en hy sê vir Timoteus dit, en hy sê dit eintlik maar vir ons, en ek is maar my vertaling. Raak net weer vir 'n slag lief vir die woord. So waarmee kan die Bybel jou help? Hy sê hier, dit gee kennis. Eintlik moet ek net amen sê, want dan, dit is mos wat jy nodig het. Ons het in die begin gekom, ek gesê die sin wat vir my, ek nie kan verstaan nie, is dat ek ken nie die Bybel nie. Hier sê hy, die Bybel gee jou kennis. Wat gee dit vir jou kennis? Dit gee jou kennis wat tot verlossing lei. Daar staan in vers 15b, dit kan jou kennis bybring, wat dat tot die verlossing lei deur die geloof in Christus Jesus. As jy die Bybel lees, dan gaan jy ontdek, dat jy verlore is sonder God. As jy die Bybel lees, dan gaan jy ontdek, dat Jesus het gesê, God het die wêreld so lief gehad, dat hy Jesus gestuur het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. As jy die Bybel sal lees, dan gaan jy agterkom, God sê, ek het jou met myself versoen. As jy die Bybel lees, gaan jy agterkom, dat sonde, God haat sonde. Dan gaan jy ook sonde haat. Nie die sondaar nie, God haat nie sondaars nie, hy maak sy kind dood vir sondaars, maar hy haat sonde. Hy haat dit. Dan moet ons dit ook haat. As jy die Bybel lees, dan gaan jy agterkom, hierdie is nie 'n judgmental boek nie. Mense sê, die Bybel of die Christene is judgmental.
dan gaan jy agterkom, hierdie is 'n storie van God, met stikkende mense, sondaar mense, Abraham, Moses, droogmakers, Noag, noem hulle op, almal droogmakers, Petrus. Dan sien jy God, loop met hierdie ouens se pad. Hy is nie 'n judgmental boek nie. As jy die Bybel lees, dan gaan jy agterkom, wat is God se hart? Dan gaan jy agterkom, God het 'n hart vir mense wat verlore is. Dan gaan jy agterkom, dan gaan jy begin God se hart kry vir mense wat saam met jou werk. Dan gaan jy vir mense sê, dan sê jy graag wil hê mense moet vir God ken. Dis sal gebeur as jy die Bybel lees. Nou kom ons lees, wat sê hy? Hoe gaan ons dit prakties help? Hy sê die hele skrif, vers 16, die hele skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel, 'n regte lewenswyse te kweek. Hoekom? Hoor mooi, sodat die man of vrou wat in diens van God staan, volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk. Dis hoekom God die woord gegee het. Dis hoekom jy vanoggend 'n Bybel het. Dis hoekom jy vanoggend in hierdie Bybel lees. Hy sê so dat die man van God of die vrou van God volkome voorberei kan wees. En my vertaling is dit. So daai volgende een op. Dis nou net, daai eerste een is my vertaling. Sodat die kind van God heeltemal gereed sal wees om vir enige iemand vanuit sy woord te antwoord. En die boodskap sê dit so mooi, hy sê, op die manier sal iemand wat God sin is, as jy hier sit en jy sê jy is God sin is, weet wat God van hom verwag, en so reg wees, om behoorlik vir God te werk. Daar's geen manier, daar's net geen manier, hoe ons vir God kan werk. Daar's net geen manier, hoe ek eintlik kan sê, ek is God sin. En die Bybel is nie belangrik nie. Want hoor wat sê die Griekse woord? Hy sê to make someone completely adequate or sufficient for something. Hier staan eintlik, hy is besig om jou 'n volkomme mens te maak. Die Griekse woord kan jy nog so vertaal. To finish, om iets af te finish. Wat is die Afrikaans daarvan? Af te rond. Jy stuur iemand mos na 'n afrondingsskool toe. Julle almal was by 'n afrondingsskool. Julle is afgerond. Julle is nie meer so skerp nie. Die Bybel sê hy sê ek gee jou die Bybel sodat jy 'n volkome afgeronde mens kan wees, sodat jy 'n mens kan wees wat volkome kan leef. Die Bybel het soveel inligting vir mense wat glad nie eers glo nie, sodat hulle ook volkome mense kan word. Want iemand wat nog nie vir God het nie, is nie volkome nie. Dis die Bybel. Nou hoe help dit ons? Hy sê die eerste ding wat hy sê is om in die waarheid te onderrig en om dwaling te bestry. Dis amazing. As jy wil weet wat is die waarheid, as jy wil weet hoe werk 'n huwelik, dan gaan jy na die Bybel toe. As jy wil weet hoe werk finansies, dan gaan jy na die Bybel toe. As jy wil weet hoe moet jy jou kinders grootmaak, gaan jy na die Bybel toe. As jy wil weet van enige iets in hierdie wêreld, wetenskap, die meeste van die goed wat jy kan kry, wat wil weet, sal ergens in die Bybel vervat wees. Dis amazing. So hy gaan jou help om die waarheid te weet. En dis belangrik as ons die waarheid weet. Maar hy sal ons ook help om die dwaling te bestry. Wat is dwaling? Weet julle wat is 'n dwaling? Dit is 'n valse leer, iemand wat iets vals vertel. Hoe gaan jy weet dat iemand vertel vir jou nie die waarheid as gevolg in terme van die woord? Hoe gaan jy weet? Jy moet die Bybel ken. Jy moet vir ou kan sê, dit wat jy nou sê staan nie in die skrif nie. Of dit wat jy nou sê, het jy bygevoeg of verander. Wys my waar staan dit en in watter konteks staan dit? Want ek kan vir jou klomp goeders wys en sê hier staan dit. Maar watter konteks sê dit? Jy lees altyd, jy kan nooit 'n versie net uithaal en sê hier staan dit nie. Dit moet in konteks gelees word. Vir wie is dit geskryf? In watter omgewing is dit geskryf? Hoe gaan julle ooit 'n dwaling teëstaan as jy die woord ken? Dis dit. Hoe gaan dit jou help dat jy self nie op 'n dwaalspoor gaan nie? Dis wat hy sê. Hy help ons om te weet
Wat is die grense van ons geloof? Want daar is grense, daar is sekere, en ek sit dit in aanhalingstekens, reëls, maar dit is die reëls van die spel. As jy deel is van die lewe, as jy deel is van die lewe van God, saam met God, dan is daar sekere boundaries. Maar hoe gaan jy weet, wat is daai grense, as jy nie die woord ken nie? Hoe gaan jy weet om versoeking te weerstaan? Hallo? Hoe gaan jy weet? Dis 'n vraag. Dis nie retories nie. Hoe gaan jy weet? Wat maak Jesus? Wat sê hy? Daar staan geskrywe. Julle, ek het 'n hele klomp bladsye hier wat ek vir julle kan vat, as jy nie is dat te min is. Oor net te veel inligting oor die Bybel. Ek het 'n hele tweede preek geskryf wat ek maar net gedink het, ek sal nie dit ook nog kan lewer nie, want julle gaan dan aan die slaap val. Maar as jy gaan lees net hoe Jesus die Bybel hanteer het. Hoeveel keer het hy die Ou Testament aangehaal, want dit was sy Bybel van daai tyd. It's amazing hoe hy al hierdie goed waar mense vandag oor stry, Jona aan die vis. Jesus hanteer Jona aan die vis asof dit regtig die werklikheid is, so dit is die werklikheid. Dis nie 'n manier hoe jy daaroor kan dink en sê dalk was dit so, miskien was dit nie. Dis Jesus sê, man Jona was in die vis, dan was hy in die vis. Jesus praat oor Noag. Jesus praat oor al hierdie goed waar mense vra oor het. As hy die skrif aanhaal, dan het hy nie storieetjies daaroor nie. Hy sê in elk geval jy mag niks in die skrif bysit of wegvat nie. So hoe maak Jesus as die versoekings kom, dan sê hy net hierdie een ding. Elke keer vir die duiwel. Daar staan geskrywe. Hoe weet jy dat daar staan geskrywe? Want jy het kennis opgedoen. Jy het die Bybel bestudeer. So dis hoe die Here ons help om ons af te rond. Want ons het nou klaar die verlossing ontvang. Ons het mos nou klaar gehoor dat ons is kinders van God. Hy sê iemand wat aan die Here behoort, wie sê ek is die Here se, word afgerond deur die Bybel en dit help jou sodat jy juis hierdie waarheid ken en hierdie dwaalings kan bestry. Maar daar's 'n tweede ding wat hy doen. Dis eintlik die eerste twee. Die volgende twee wat hy doen, hy sê dit help jou om verkeerdhede reg te stel en om die regte lewenswyse aan te kweek. Sonde verwoes lewens. Julle weet dit. So as jy die Bybel begin lees, dan gaan jy sien wat is jou sonde. Maar die Bybel is nooit geskryf om jou te laat skuldig voel nie. Want daar's mos 'n verlosser verhaal in die Bybel. Daar's mos iemand wat betaal het vir die sonde. Maar die Bybel help jou om die verkeerdhede reg te stel. Die Bybel help jou om te sê, maar as jy die volkomme mens wil wees wat God wil hê jy moet wees, die afgeronde mens, die afgeronde kind van God, as jy dit wil wees, want jy sê mos ek behoort aan hom, dan gaan die Bybel jou help as daar sonde in jou lewe is, dan gaan jy sê, maar hierdie ding kan ek nie meer toelaat nie, want die Bybel sê so. Nie, wat sê die wêreld nie, hoe is die wêreld se norm nie, maar dis wat my God sê. Dis my God se woorde. Dis wat ek hoor in sy geselskap as ek met hom kuier. Dan help dit vir ons om goed reg te stel. Maar dan die tweede ding wat hy doen, hy sê dit help ons om 'n regte lewenswyse aan te kweek. Eintlik kan jy daar sê dit help vir ons om in die regte verhouding met God te kom. So, ken jy jou Bybel? As die antwoord nee is, wat keer jou? Daar's niks wat jou terughou nie. Jy kan die Bybel lees. Miskien sit jy hier en sê ek ken daar my Bybel redelik. Dan is die vraag: lewe jy die Bybel? Want jy sien, jy kan baie kennis hê van die Bybel, maar die Bybel se waarhede leef nog nie in jou nie. Dan is jy maar net soos iemand wat glad nie die Bybel ken nie. Maar as jy die Bybel ken, moenie uitgaan vandag en sê, wel ek gaan nou die Bybel leer ken, sodat hulle nooit weer kan sê, ek ken nie die Bybel nie. Die Bybel kennis help jou niks, as dit in jou lewe verander. Help jy kan 'n klomp goed as quote en sê, dis wat in die Bybel staan, en dit geen impak in jou lewe nie. So die kennis van die Bybel verander jou lewe, sodat jy reg kan leef. Nou kom ons hoor bietjie wat sê Paulus, hoekom moet ons die Bybel ken? Hy sê in vers 2 van hoofstuk 4, verkondig die woord, hou daarmee vol,
tydig en ontydig, weerlê, bestraf, bemoedig, deur met alle geduld onderrig te gee. En dan staan vers 3, want daar sal 'n tyd kom, dat die mense die gesonde leer nie meer sal verdra nie. Daar gaan 'n tyd kom. En dan sal hulle eie begeertes volg, en vir hulle leermeesters bymekaar maak, wat net sê wat hulle graag gaan hoor. Daar gaan 'n tyd kom, dat julle my sal fire. En sê, jy sê nie meer wat ons wil hoor nie. Saai, daar gaan ek. Hy sal my nooit hier kan wegkry. En kry dat ek iets sal sê, wat hier is. En dis nie wat ek dink dis elkeen van julle moet daar wees. Ek kan niks anders sê as wat die woord is nie. En daar gaan 'n tyd kom dat mense sê, ek hou nie meer van hierdie dominee of pastoor nie. En hy praat te veel, dit raak my te veel, hy roer my te veel. Ek gaan na kerk toe, gaan 'n dominee kry, pastoor kry, gaan van iemand kry wat vir ons rustige goedjies sê. Het ons nie ontstel nie. Dit sê die Bybel, dis nie ek wat dit sê, hier staan dit. Maar julle wat die woord het, en wat die kennis het, hy sê, ons moet dit verkondig, tydig en ontydig. Ons moet dit weerlê, ons moet mense weerlê as hulle sê, ons moet dit bestraf, ons moet mense bemoedig. Kan jy die amazing krag van die Bybel sien, dat hy ons stuur, om juis met hierdie woord uit te gaan? Wie gaan julle kinders die waarheid van die Bybel leer? Julle. Julle kan nie net die storieetjies vir hulle vertel nie. Hulle moet die waarheid leer by jou. Ek het in die week gelees, iemand sê, eintlik behoort daar geen reëls te wees vir tieners nie. As 'n kind 12 is, moet jy alle reëls kanselleer. Is jy happy met dit? Wie is nie happy met dit nie? Okay, wie is happy met dit? Die tieners steek almal al hande op. Steek op, want ek sien wie is happy met dit, dat tieners nie met reëls sê nie. Sê dankie, JD. Wat sê jy, Uwe? Tieners geen reëls nie. Ja, man. Hy sê, as jy as 'n gelowige ouer tussen 2 en 5 die Bybelse waarhede vir jou kind vas lê, en tussen 5 en 12 die Bybelse waarhede voor jou kind leef, dan behoort jou kind op 12 jaar oud nie meer jou reëls te volg nie, maar God se reëls te volg. Dan sal 'n kind by 'n punt kom en sê, "Ma, pa, ek het nie jou reëls nodig nie, maar ek volg God se reëls." Want hy het dit by jou gesien en het by jou dit gehoor. Dis die waarheid. Dis hoe jou kinders uiteindelik 'n legacy sal laat. En dis hoe jy 'n legacy sal laat. Dat jou kind op 'n stadium sal kom en sê, dit wat ek by jou gesien het, ek kan nie anders is om dieselfde voorbeeld te volg nie, want ek kan sien dat jy volg God blindelings. En ek wil hierdie reëls volg, want dit is my meer belangrik as enige reël. Wie gaan jou kinders leer? Wie gaan jou ongelowige vriende leer van die waarheid? Wie gaan jou ongelowige familielede leer? Wie gaan in jou gesin? Wie gaan daai impak hê? Dis net jy. Wat gaan net wees as jy sê, ek gaan en ek wil hierdie woord leer ken. So wat hoor ek? Ek sluit af. Ek hoor dat God se woord het ontstaan toe God lewe in elke woord ingeblaas het. Daarom is hierdie nie woorde aangaande God wat 'n klomp slim mense geskryf het nie. Maar hierdie is die woord van God. Dis wat ek hoor. Dis hoekom dit lewe het, omdat God dit lewe gegee het. En daarom het dit lewe in jou hart, as jy met God se gees saam sit en sê, Here, ek wil die lewende woord lees, want as ek hierdie woord lees, al sukkel ek om dit te verstaan, ek is in u geselskap. Dis u wat met my praat. Dis wat ek hoor. Ek hoor, daar is eintlik geen verskoning vir enige een van ons om te sê,
En ek preek nie hierdie preek om enige ou te laat skuldig voel nie. Dis glad nie waarmee ons besig is nie. Om te sê, daar's geen verskoning vir enigiemand om te sê, ek ken nie die woord nie. Want ons kan van vandag af sê, maar as ek nie die woord ken nie, kan ek hom leer ken. En jy kan van my kontak en sê, help my. Daar's 'n uitdaging wat jy kan vir jouself stel. Daar's 200, ek het gekyk, as 280 dae oor. 282 dae oor tot die einde van hierdie jaar. Daar's net 260 hoofstukke in die Nuwe Testament. Hoekom vat jy dit nie en begin net te lees? Sê ek begin by Matteus en ek lees dit. Of ek maak baie keer so is dat ek sê Here, ek wil 'n tema werk. Ons praat oor disippelskap die afgelope tyd. So disippelskap is jaar 2017 se hoofopskrif. Soos ek die Bybel lees, dan wil ek hoor, wat sê u oor disippelskap? Jy kan vra oor huwelik, jy kan praat oor werk, jy kan enige opskrif daar skryf. Daar's soveel maniere hoe jy net kan gaan Google of 'n konkordansie kry, is 'n groot woord, maar is 'n woord wat 'n klomp wat vir jou help met om Bybelgedeeltes oor 'n sekere tema te kry. Gaan en sê, ek wil weet van hierdie ding in my lewe. Ek wil weet van hierdie sonde, van hierdie ding. Wat sê die Bybel daarvan? En dan maak jy 'n studie daarvan, sodat jy ten minste as iemand vir jou weer 'n vraag vra oor die goedheid van God, oor die liefde van God, of oor die feit dat God, waar kom boosheid vandaan? Hoekom is die wêreld so? Waar is 'n God van liefde? Hoekom sal 'n God van liefde hierdie goeders doen? Dat jy die antwoord het uit die woord uit. Sê ek weet nie. Jy gaan bestudeer dit. Want elke liewe antwoord gaan jy kry. Dis wat ek hoor. Ek sluit af deur hierdie een gedeelte, wat ek net so te sê. Maak notas, onderstreep, memoriseer, praat met ander mense. Ons het hierdie wonderlike ding soos Facebook, as jy nie op Facebook is, jy kom daarop. Net vir hierdie rede. Nie om ander goeters nie. Hierdie rede om te sê, dis wat ek vanoggend gelees het. En dis wat God se woord vir my sê. Kan julle dink hoe amazing sal dit wees as die Gloria gemeente Rockingham 'n Facebook page het waar almal sê dis wat God vir ons sê. Ons doen dit. Want kom ek lees dit wat sê die Here vir Josua. Josua is Moses se opvolger. Moses was die ou wat die mense uit Egipte uitgelei het, as julle nie weet nie. Moses kom, hy lei hulle uit Egipte uit. Hulle kom in die nuwe land in, nou net voor hulle in die nuwe land gaan. Hulle is ongehoorsaam, 40 jaar bly in die woestyn. Hulle gaan dood in die woestyn. Almal wat ongehoorsaam is dood in die woestyn. Josua vat oor by Moses. Selfs nie eers Moses gaan in die land in nie. Dit wys jou net hoe is die Bybel waar. Want as ek het geskryf het, sou ek Moses daarom as dit 'n storie was, sou jy mos Moses ingeskryf het in die storie in. Maar Josua vat oor. En hoor wat sê God vir Josua. Josua 1 vers 7. Wees sterk. Vertrou my met alles. Alles in jou. Maak seker dat jy al die wette nakom wat Moses vir jou gegee het. Gehoorsaam selfs die heel kleinste voorskrifte, dan sal jy suksesvol wees in alles wat jy ook al aanpak. Amazing. Gaan kyk nou maar in die rakke van enige boekwinkel. How to be successful. Hoeveel boeke gaan jy kry? Gaan Google 'n bietjie. Skryf vir jou 'n stamp, en stamp jy net op Josua 1 vers 7 man, daar staan dit. In 8. Hy sê, gehoorsaam selfs die kleinste voorskrif. Dan sal jy suksesvol wees in alles wat jy aanpak. Dan, jy moet hierdie wetboek van vroeg tot laat lees. Dink dag en nag daaroor en maak seker dat jy alles doen wat daarin geskryf staan. Dan sal dit met jou goed gaan. Dan sal jy sukses behaal. Dis die boek. Ons het nog meer, want ons het nog Jesus se storie by. Onthou dit, ek self wat vir jou hierdie opdrag gegee het, wees sterk en vertrou my met alles in jou. Moenie vir iemand of iets of iemand skrik of bang wees nie. Want ek, die Here jou God, is by jou, waar jy ook al gaan. Wat meer is dit het jy nodig? Dat die lewende God sê, as jy my boek lees, en jy doen wat hier sê, en jy maak moeite hiermee, dan sal ek by jou wees, jy sal suksesvol wees, en waar jy ook al gaan. Maar, moenie uitgaan en sê, ek is 'n prosperity preacher, want dis nie wat ek sê nie. Daai sukses beteken nie, ek gaan skatryk word, of ek gaan hierdie 10 vrouens, want daar is 10 vrouens, as jy nou eintlik ryk gewees daar, en 40 slawe, en hoeveel donkies nie. Dis nie dit nie. Beteken ek suksesvol in my verhouding wees. Dit sal suksesvol wees as 'n kind van God. Dit sal gebeur. Mag God ons help.
Kom ons bid. Here, U woord is die waarheid. Ek is so jammer dat ons, en ek self ook, baie keer net sê, ek ken nie die woord nie, net meer geweet het. Maar is mos nou dan lekker om net te kan gaan sê, Here, help ons ken nie dit nie, dan sal U ons vir ons help. U sê, as jy hierdie woord lees, dan sal ek by jou wees. Ek sal jou 'n volkome afgeronde mens maak. Prepared, voorberei vir dit wat voor lê. Help vir ons om gehoorsaam te wees as U vir ons hier sê, 'n opdrag gee. Lees hierdie Bybel, dag en nag. Spandeer tyd met God. Spandeer tyd met die woord. Want, hoor ons vanoggend, Here, as ons die woord lees, is ons in U geselskap. Dan is U woorde wat lewe het, want U het dit lewendig gemaak. Dankie vir U woord. Amen. Kom ons dien die Here met ons offergawe. Dis 'n lied hierdie wat ons nog nie eintlik gesing het hier nie, maar luister na sy woorde. Here, dankie vir die voorreg wat ons het om te kan gee. Ons wil regtig vra dat U hierdie dankoffer van ons ook sal seën. Dat ons 'n seën kan wees vir hierdie wêreld. Amen. Ons vinnig met julle die afkondigings deurgaan. Hierdie week in die gemeente, maandag aan Young Adults, vroue Bybelstudie, 5:30. Praat met Rikkie as julle wil weet waar die plek is. Die Young Adults is hierso, in die week omgegroepe. Dan het Anita gevra by die kinderkerk, by die kleiner kindertjies, 3 tot 8,
wat gebeur ons gaan dwars die vakansie aan met die program, maar hulle wat so in die kwartaal besig is, wil ook 'n breek dat vat. So ons soek 3 pare, 3 gesinne, 3 mense wat sal sê, ons sal instaan daar, hulle sal vir julle alles gee, jy hoef nie 'n lesie aan te bied nie, hulle gaan vir julle alles gee wat julle nodig het. Sal julle asseblief met Anita praat. Sy is nou by die kinderkerk, maar ons gaan nou kan julle met haar praat. Of praat met my en sê, hoor, ek sal help, net vir die 3 Sondae, so 3 gesinne of 3 koppels om te help, of net 3 persone. Die belydensklas, jaar 10 tot 12, kom elke woensdag hier by mekaar. Dan volgende, asseblief. Die bazaar van Lemming gemeente. Daar lê nog baie van hierdie papiere. Wil jy nie asseblief dit vat, want anders gooi dit weg. Ons wil dit nie weggooi nie, dit moet in iemand se hande kom. Dis Lemming gemeente se bazaar. Ons gaan ons bazaar in September hopelik hou. Maar kom ons ondersteun hulle. Ons gaan soontoe, is lekker kuier saam met hulle en baie van ons gaan ook daar werk vir hulle te help. So vat van die blaadjies. Daar lê daar agter by die agterste tafel en daar. En dan die youth camp is nou naby. Dirk het gesê as jy nog nie ingeteken het, jy nog net volgende Sondag 'n kans. As jy nie geld het nie, teken in. Dan sê net vir my, ek het nie die geld nie. Dan sal ons uit die gemeente se fondse vir jou betaal. Dit is mos maklik. Ons is 'n familie. Jy nie kan gaan, jy kind moet daar wees, dan gaan ons. Ek het so 'n paar hiervan gemaak. Ek weet nie hoeveel mense wil hiervan hê nie. Ek het net so bietjie gepraat meer oor die woord, die karakter van die woord, hoe die ontstaan van die geskiedenis van die woord, maar ek het net so 'n paar gedruk. So as jy nie kry nie, jy wil hê, dan sal ek dit vir jou e-pos. Kom staan en dan sluit ons af met hierdie lied. Op U alleen vertrou ek hier. Ek sal my roem en lief versoening aan die kruis. En elk woord in my Heer, sien ek dit meer en meer. My bron van krag, my vaste hoop is U alleen. Op U alleen vertrou ek hier. Ek sal my roem en lief versoening aan die kruis. En elk woord in my Heer, sien ek dit meer en meer. My bron van krag, my vaste hoop is U alleen. Op U alleen vertrou ek hier. Ek sal my roem en lief versoening aan die kruis. En elk woord in my Heer, sien ek dit meer en meer. My bron van krag, my vaste hoop is U alleen. My bron van krag, my vaste hoop is U alleen. Kom ons sit. Ons kan maar sit. Soos julle weet, het ons afgekondig dat ons vandag 'n gemeentevergadering gaan hou. So as jy moet gaan, sit reg. Maar ek beloof vir julle, julle kan nie gaan nie want die worsies braai daar agter en dit gaan heerlik wees, dit gaan lekker wees. Maar as jy moet gaan en ons gaan so 'n halfuur besig wees, hopelik nie langer as dit nie, miskien 20 minute. Maar dit is so 'n belangrike moment in ons gemeente dat ek wil nie jy moet dit mis nie. Want daar gaan 2 goed gebeur. Kan ek al die dingetjie kry by jou asseblief?